Verdere reën is moontlik vanaf begin Maart oor groot dele van die land terwyl koeler toestande ook kan voorkom. Dan begin dit ook lyk of plantreën in die FSA negatief beïnvloed kan word met die La Nina wat nou langer aangehou het. Kan dit dalk weer ondersteuning na ons mielie en sojamarkte terugbring? Ons gaan gesels meer hieroor in hierdie week se AMT landbou weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Daar is steeds 67% van ons kykers wat ons nog nie volg op YouTube of Facebook nie. Sal jy my asseblief 'n groot guns doen en dubbel seker maak, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. Dit maak regtig vir ons 'n groot verskil en baie dankie dat jy deel van die AMT gemeenskap is. Goeiedag. Ja, as ons na hierdie satellietfoto kyk, dan is daar 2 of 3 goed waarna ons kan kyk. Aan die regterkant, die tropiese storm Horatio. So dis al reeds besig om suidoos in die Indiese Oseaan in te beweeg. Gaan geen invloed hê of baie min op reënval of klimaatstoestande of weerstoestande oor die grootste deel van Suidelike Afrika. Hier in die middel sien ons die wit wolkgedeeltes daar van Botswana en dan hier suidoos van die land. En dis die oorblyfsel nog van die stelsel wat die afgelope paar dae vir ons baie goeie reën oor veral die suidelike en westelike binneland veroorsaak het en natuurlik ook in Botswana. Die derde ding waarna ons kan kyk is die koue front wat die land nader. Die wit band hier aan die linkerkant wat vir ons laer temperature gaan gee. Daar's 'n reeks van koue fronte wat oor die land gaan inbeweeg. Die volgende is hier rondom die 1 Maart. Ons kan die blou gedeelte sien. Dit fragmenteer redelik sodra dit oor die land inbeweeg, maar dit bring tog vir ons laer minimum temperature. Kyk ons na die minimum temperature, veral hier rondom 2 Maart, wat die koudste gaan wees, dan sien ons minimum temperature onder 10 grade en plek tot omtrent 6 grade Celsius oor die suidelike binneland. Dit lyk nie asof daar ryp gaan voorkom nie, maar laagliggende gedeeltes is moontlik. Verder noordwaarts, baie warmer. So hierdie tyd van die jaar, koue fronte kan begin deurkom. Ons weet dit, die wintersituasie kom nader. Kyk ons bietjie na die reën. Nou hierdie is 25 Februarie tot 3 Maart en dan sien ons die groen gedeeltes hier oor die sentrale dele van die land, eintlik oor die Vrystaat, noord van Lesotho, oostelike dele van Botswana tot in Angola en natuurlik meer na Oos-Afrika, 'n bogemiddelde of 'n kans vir bogemiddelde reënval wat kan voorkom, maar die bruin gedeeltes ondergemiddeld en die wit gedeeltes omtrent so gemiddeld. So dit lyk nie na veel reën van 25 Februarie tot 3 Maart nie. Dit lyk heelwat beter van 4 tot 10 Maart. Ons sien dat groot dele van Namibië, die groot dele van die Noord-Kaap, kom ons sê die oostelike, noordelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap, Vrystaat en selfs die ander provinsies, 'n redelike goeie kans vir reën wat kan voorkom op hierdie stadium. Lyk dit asof kolle weer meer as 30 mm reën kan kry, so dit lyk asof daardie week 'n redelike goeie kans het vir reën. Langer termyn, as ons kyk na die waarskynlikheid vir La Nina, die blou, grys, neutraal en rooi El Nino, dan kan ons duidelik sien dat die blou baie vinnig besig is om af te neem vir die volgende tyd, hier van Februarie, Maart, April, die tweede een links onder FMA, begin die neutrale toestande oorheers, en dan hier van omtrent Junie, Julie, Augustus, begin die El Nino redelik sterk optel. Dit lyk asof die ontwikkeling dalk 'n bietjie later gaan wees, as wat aanvanklike voorspellings gegee het, en dit kan vir ons 'n redelike goeie kans gee vir laat winter en lente reën, as die El Nino daardie tyd ontwikkel.
Ons kan 'n bietjie begin kyk na wat in die FSA gebeur, want ons moet onthou hier rondom April, Mei is die optimum planttye. En as ons kyk na wat het gebeur, die laaste 90 dae, kan ons sien ondergemiddeld oor die grootste deel van die FSA. Daar's wel teen die noordelike dele teen Kanada se grens, wat ook nog deel van die mieliegebied of mieliegordel is, was daar bo-gemiddelde reën, maar oor die algemeen ondergemiddeld. So hierdie is as 'n persentasie van die gemiddeld. Die vooruitsigte, so hierdie is vir Maart, April, Mei, so dit is die kritiese periode, en die ovaalvormige sirkel is naaste by ongeveer die mieliegordel, die Cornbelt, en ons kan sien aan die regterkant die oostelike gedeeltes, bo-gemiddelde kans, sentraal na westelike gedeeltes, die wit, so 50-50, en dan die bruin gedeeltes, meer hier na die linkerkant toe. So redelike gemengde sy nog, so ons maar moet oplet wat daar gebeur, nog gesien ons ondergemiddelde reën gehad het die afgelope paar maande. So opsommend, verdere reën is moontlik vanaf 4 Maart oor groot dele van die land. Koeler toestande kan hiervan 27 Februarie tot 2 Maart voorkom. Dit lyk nie asof ryp gaan voorkom nie, maar minimum temperature kan onder 10 grade Celsius kom. Met die La Nina wat langer aangehou het, kan dit plantreën in die FSA effens negatief beïnvloed. So ons is nie te bekommerd nie, maar dit kan, mens moet maar oplet wat daar gebeur. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, soos gewoonlik weer baie interessant gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Baie dankie dat jy geskakel het, sien weer volgende week.